Vriende, goeiemôre. Ons het 'n tamelike vol programmetjie, maar ons het 'n tamelike vol program by voor die lofprysing, so alles ons min is, hoop ons gaan van harte lekker hartlik saam sing om die naam van die Here groot te maak. Jy sal onthou wel as ons min die selfoontjies maar op die sheet sit asseblief, laat maar stil wees en as jy 'n kersie wil aansteek, dan lyk my so dan is jy baie welkom. Nou kom ons begin vanoggend met 'n pragtige psalm, né? Psalm 100. Psalm 100, juig almal tot Gods lof en eer. Kom ons sing al drie die versies. Ons het baie lank as ons feeslied gesing, hoop julle onthou dit nog, en dan onthou ek net herinner, dat die koorgedeelte, Hawe van God se genade, veilig by waters van rus, Hawe van God se genade, veilig by waters van rus, veilig by waters van rus. Ek sal vir julle help as ons daar kom. Kom ons sing al drie versies. Nou vir die volgende lied 471,
soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Ek wil hê ons moet iets doen wat waarskynlik nog nie van tevore gedoen is nie. Ons gaan dit as 'n kanon sing. Weet julle wat is 'n kanon? Nie 'n kanon nie. 'n Kanon, hè? Onthou net toe ons in die laerskool was, die juffrou het gesê, kom ons sing nou hierdie liedjie, dan begin hierdie groepie Vader Jakob, maar dan Vader Jakob, slaap jy nog, Vader Jakob, slaap jy nog? Onthou dit is 'n kanon. Nou ons gaan dit doen. Heel daar het ons dit mooi gemaak. Ek gaan die kerk so in 2 deel, so ek skielik bly dat hierdie so erg baie mense sê, want nou is dit maklik om die kerk in 2 te deel. So julle is groep A, en julle is groep B. So selfs vir die daarbo, middel van die deur, daai kant is groep A, dis groep B. Right, so as ons sing, dan gaan dit so werk. Julle gaan begin groep A, sing aan tot by vir julle gee uit sy oorvloed. En as julle oorgaan na die rooi gedeelte, dan begin julle te sing. So gaan dit eers die julle sing dit 2 keer weer, julle sing dit 2, so julle sal agterkom, julle gaan die eerste deel alleen sing, julle gaan die laaste deel alleen sing. Ja? So try to be good, sing mooi. Dis mooi. Mooi gegaan, hè? So mense raak 'n bietjie onseker deur mekaar, maar jy moet maar net kop hou en aangaan, maar dit is baie baie mooi. Nou daar's 'n tweede versie wat ek bygeskryf het, maar ons sal dit by 'n volgende geleentheid sing. Goed, kom ons gaan nou terug na die liedboek toe. En ons sing lied 177, Jesus groot bo almal. Die tweede versie is nie die liedboekie, maar is wel in die jeugsangmiddel. Ek sien dat daar so geskryf ook. So kom ons sing hierdie lied een keer deur. Al twee versies.
354 in die liedboek is Vader ons eer U. Julle sal sien as jy die liedboek het, jy die liedboek voor jou het en jy blaai onder toe, kyk heel onder in die fynskrif, dan sal jy my naam daar sien, want ek het die voorreg gehad om die woorde te skryf op versoek van die synode, maar ek wil 'n bietjie iets daarvan vertel, maar by 'n volgende geleentheid, wanneer ons 'n bietjie meer tyd het. So kom ons sing vers 1, vers 2 en vers 3. Dit wat ek wel wil sê, ons gaan die 3 versies sing, is wat die lied mooi maak, ek het dit spesiaal so gedoen, is dat as ons by die tweede reël kom, Vader ons eer U, ons loof U, ons aanbid U, U wat heel die skepping onderhou, daai onderhou, moet die 4 tellings lank aanhou. En weer die laaste reël ook, né? Dat heel die skepping onderhou, 2, 3, 4, en dan gaan ons aan. Ek gaan vir julle wys, 1, 2, 3, 4. Ons gaan weer elke maand gaan ons 'n nuwe liedjie probeer aanleer. So ons gaan 'n maand stil staan by 'n spesifieke lied en nie noodwendig liedere uit die boek nie, maar uit die boek het jy maar ook vlam en vonk. Gaan ons daarin ook liedere aanleer. Nou vanoggend se lied is een van Dr. Dominee Bram Hannekom geskryf het. Soms wil ek net jubel in refreine wat net U verstaan, want hoe kan ek in woorde U verheerlik vir my bestaan? Jy sal sien die liedjie, die eerste gedeelte is 'n herhaling en die tweede gedeelte 'n ander wysie, maar ook 'n herhaling. So wat ons doen Lenet, dink ek, ek gaan dit vir julle een keer deursing en dan breek ons die lied op in 2 dele. Dan volgende week doen ons weer dieselfde en die week daarna weer. Goed, so kom ons probeer. Jubel, refreine wat U verstaan. My bestaan. Soms kom daar 'n stilte oor my lewe as ek sing. Soms breek dit uit in lofsang en dit vul my moedelose siel. Verstaan, want hoe kan ek in woorde U verheerlik vir my bestaan? Soms kom daar
my lewe as ek kneel, maar soms breek dit uit 'n lofsang en dit val my moedelose siel. Halleluja, halleluja, o my Heer. Halleluja, sing ek innig weer en weer. Sal dit dankie? Ja. Okay. Want die lewe, dit loop ons so, maar dan weer kom die vreugde, wat my werke in U laat glo. Ek wens as ek twyfel, kom versoekings op my pad, maar trou aan U belofte, het U elke keer my hand gevat. Halleluja, halleluja, o my Heer. Halleluja, sing ek innig weer en weer. Baie dankie. Dan kom ons raak vir 'n paar oomblikke stil en dan gee ons vir Dominee Johan, Dr. Lil vir ons die voorreg om voort te gaan. Baie dankie wel, Dominee, en baie welkom. Hoor. Baie dankie, Robert. Geliefdes, hartlik welkom vanmôre in die huis van die Here. Ja, ek dink julle is meer gelukkig as die ouens wat daar by die rugby was gister. So hulle moes trotseer teen die reën en die wind en alles, maar julle lyk lekker warm, so ek hoop julle gaan snoesig wees. Ek gaan begin met die kersse aansteek, maar ek wil weer bevestig wat Ruben gesê het, dat julle is welkom. As iemand 'n spesiale kers wil aansteek, dan is julle welkom om ook die kers te kom aansteek. En daarna gaan ek vir Rian vra om my te help om 'n paar lekkers uit te deel. Goed, ons steek vanmôre 'n paar kersse aan. Ons het gister iemand begrawe, ek sal net nou sy naam daar noem. Ons wil vir die familie naasbestaandes ons innige meegevoel betuig en ek steek graag 'n kers vir hom en sy naasbestaandes aan. Ek steek ook 'n kers aan vanmôre vir alle ander siekes in die gemeente, ook bejaardes wat miskien swaar kry en wat moeilikheid het op een of ander manier, ons dra hulle aan die Here op. En dan wil ons ook 'n kers aansteek vir ons land. Ek dink ons het gesien ons land was bietjie in 'n dilemma gewees met die politiek. Party ouens wat wou wegloop uit die politiek uit en ander wat wou bly en alles, maar op die ou einde lyk dit vir my het hulle tog maar gebly. So ons het daarom nog 'n regering van eenheid. Ons is dankbaar daarvoor. En laastens van my kant dan wil ek graag die Christuskers aansteek, want hy moet die middelpunt ook wees van ons samesyn vanmôre. Goed, kom ek vra vir Rian om my te help. Is daar enige iemand wat in hierdie week verjaar? Enige verjaarsdae? Daar's iemand. Baie hartlik geluk. Goed, kom ons hoor of daar enige iemand is wat huweliksherdenkings het in hierdie week. Hierdie koue week. Niemand nie. Is daar enige iemand wat hulle doopdatums kan onthou? Lyk
my vanmôre is die dooddatum baie min. Enige besoekers vanmôre hier wat ons kan verwelkom? Ja. Rian, jy het baie lekkers wat jy self kan eet. So. Goedkoop Sondag. Ek wil graag net enkele afkondigings aan die voorhou. Die eerste is dan aan Goosen Leroux Frans Kraal se familie, waar hy nou gister die gedenkdiens gehad het, en ons dink besonder aan elkeen van julle. Ons vra ook voorbidding vir die wat gehospitaliseer en siek is. Tertia Bekes van Frans Kraal, Albertus Badenhorst van Gansbaai, Herman Uys van De Kelders, Carina Nicholson van Frans Kraal, Tommy Niemand van Frans Kraal, alle bejaardes ook by die herberg aan See. En dan is ek gevra om ook net bekend weer vir almal onder die aandag te bring die kospakkies, spens. As u dit in die hart vind om ons te help om ons kospakkies aan te vul, sal dit baie waardeer word. Bydraes kan gelos word by die kerkkantoor of in mandjies by die kerk. Die onderstaande lysie dien dan as 'n riglyn. Ek sien nou die lysie daar, maar dit is op ons afkondigings. Geliefdes, dit is sover soos ons afkondigings betref vanmôre. Kom ons sing ons aanvangslied, staande, liedboek 411, verse 1, 2 en 3. Kom almal, laat jou stem verrys. Geliefdes, ekskuus. Is jy nou reg? Ja, dankie.
Ons begin, ons voortsetting en ons volëinding is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ontvang daarom nou die seëngroet van hierdie ewige God. Genade vir julle van God die Skepper, wat altyd vir ons skuiling bied. Van Jesus Christus wat ons voed en troos. En van die Heilige Gees wat in ons woon en werk. Kom ons sing nou ons loflied staande. Liedboek 334 verse 1, 2 en 3. God is liefde, juig ons harte. Saamgevat het in Matteus 22 gaan dit natuurlik ook oor hierdie een woord liefde. Maar dit is nie 'n woord wat jy sommer net so ligtelik kan gebruik nie, want dit is 'n woord wat baie ryke betekenis het. En toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het hulle bymekaar gekom. En een van hulle 'n wetgeleerde het om met 'n vraag probeer vastrek. Meneer vraai, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. As ons dan verootmoedig voor hierdie wet vanmôre, geliefdes, dan is dit 'n vraag. Het ons die Here met ons hele hart en siel en verstand lief elke dag? En ons naaste soos onsself. Kom ons luister nou na die woorde van Liedboek 232 verse 1 en 2, maar ons sing dit ook. En daarmee betuig ons ook ons skuld en sonde, maar ons ontvang ook sy genade vir ons. Kom ons bly so sit terwyl ons dit sing.
Geliefdes, vanmôre is die tema van die boodskap God se groot geskenk na Pinkster. Nou sal jy vir my sê, ons lewe in die koninkrykstyd, korrek, maar ek voel, ek wil 'n bietjie meer oor Pinkster nadink, oor die gawes van Pinkster. Voordat ons saam lees uit die woord van die Here, wat vanmôre tot ons spreek uit Johannes 14, kom ons buig ons hoofde in aanbidding. As ons bid, Here, dan dink ons aan die woorde in Psalm 73. Toe ek verbitter was en veronreg gevoel het, was ek dom en sonder insig, soos 'n reddelose dier, het ek my teenoor U gedra. Tog was ek nog altyd by U, want U vat my aan die hand. U lei my met U raad, en aan die einde sal U my in ere by U opneem. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie. Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte. Aan Hom behoort ek vir altyd. Die wat ver van U af is, gaan verlore. U vernietig die wat aan U ontrou is. Maar wat my aangaan, is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van al U werke bly vertel. En daarom, Here, as ons so assosieer met die psalmskrywer, dan is ons bly dat ons vanmôre hier saam is. Bly dat ons as U verbondsvolk U lof mag besing, maar ook in aanbidding voor U kom om ons sondes te betuig, om ook vir U vergifnis te vra. Dankie vir hierdie aanbiddingsgeleentheid, Here. Dankie dat ons vanmôre opnuut versterk mag word ook deur ons samesyn, deur ons sang, maar ook net om hier by mekaar te wees, om ook te weet, daar is medegelowiges wat saam met my aanbid. Daarom vra ons nou, Here, maak dit stil in ons harte, sodat ons kan luister na U woord en daaroor nadink. Ons bid dit in U naam. Amen. Ek lees vanmôre uit Johannes 14, die opskrif, die Heilige Gees sal by julle bly, en ek lees daar vanaf verse 15 tot 31. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees. Naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld het hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie kan sien nie en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nog net 'n klein rukkie en dan sien die wêreld my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê en ek sal hom ook lief hê en my aan hom openbaar. En Judas, nie Iskariot nie, vra toe vir hom, Here, hoe kom dit dat u aan ons gaan openbaar en nie aan die wêreld nie? En Jesus antwoord hom, as iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my liefhet, wie my nie liefhet nie, neem my woorde nie ter harte nie, en die woorde wat julle hoor is nie myne nie, maar die Vader se wat my gestuur het. Dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles
wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie en julle moet nie bang wees nie. Julle het gehoor dat ek vir julle gesê het, ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. As julle my liefgehad het, sou julle bly gewees het dat ek na die Vader toe gaan, omdat die Vader groter as ek is. En nou sê ek dit vir julle, voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Ek sal nie meer lank met julle kan praat nie, want die owerste van die wêreld is aan die kom, en hy het geen mag oor my nie, maar die wêreld moet weet dat ek die Vader liefhet, en daarom doen wat die Vader my beveel het. Staan op, laat ons hier vandaan weggaan. Mag God sy woord ook in ons elkeen se harte ryklik seën. Vanmôre het ek gesê, is die tema God se groot geskenk na Pinkster. Nou daar's verskeie mense wat baie kunstig is, wat skilderye geteken het oor die uitstorting van die Heilige Gees. En hierdie is nou maar een, wat ons sien dat daar 4 vlamme is, en dat daar mense is, wat na mekaar kyk en praat, en ja, dit is 'n groot gebeurtenis wat plaasgevind het. Daar sien ons ook dat die Gees, die duif, neerdal. Alles tekens van die uitstorting van die Heilige Gees wat plaasgevind het, soos Jesus beloof het aan sy disippels, toe hy vir hulle ook bekend gemaak het dat hy van hulle af weggaan en dat hulle nie moet bang wees nie. So, vanmôre dan wil ek 'n bietjie aandag gee aan die Heilige Gees, selfs al is dit nou na die Pinkstertyd. Vir my is die gawe van die Heilige Gees so groot dat ons nie genoeg daaroor kan nadink en kan bedink wat die Heilige Gees vir ons beteken nie. Ek het dit nou nie self nagegaan nie, maar daar's mense wat gaan kyk het hoeveel beskrywings daar van die Heilige Gees in die Bybel is, en dit is oor die 70 wat hulle kon kry. So, dis baie verskillende beskrywings, en ek gaan net 'n paar voorbeelde noem. Dis die gawe van God, dis die inwonende teenwoordigheid van God by ons. Dis die leermeester van Jesus vir ons. Hy is ons advokaat, hy is ons vredemaker, hy is die vuur van die lewe, en daarom 4 vlamme ook daar, nê. Hy is ook die vuur van liefde, hy is die kenner van waarheid, hy is die wind van verandering, hy is energie. Al hierdie dinge word van die Heilige Gees gesê en nog baie meer. Ek dink die prente wat vertoon wil iets aan ons daarvan meedeel deur die rooi 4 vlamme, die beweging en die vrede op mense se gesigte. Dankie Hilda. Nou tydens Kersfees kry ons Kersgeskenke. Tydens Paasfees kry ons paaseiers en sjokolade, en almal is bly daaroor. Kom maar afsit, Hilda. So dit is geskenke wat ons ontvang, wat ons herinner dat dit is nou tyd vir Kersfees, dit is nou tyd vir Paasfees en so meer. Maar wat se geskenke kry ons by Pinksterfees? Ja, in die NG Kerk het ons die wonderlike tradisie om 'n Pinksterweek te hê, waarin ons dan dienste het en bidure het rondom die Pinkstertyd. Dit is fantasties, maar daar's nie spesifieke geskenke nie. Tog is daar geskenke, groot geskenke. Die Heilige Gees is eintlik Jesus se grootste geskenk aan ons. Want met Pinkster gee hy die waarborg dat hy ons nie alleen laat nie, maar dat sy Gees by ons gaan bly. Sy Gees wat ons gaan bemoedig, maar let wel ook ontstig. En die Gees wil juis kom om ons te ontstig, om die stof van ons oë af te waai, sodat ons die wêreld
in 'n ander lig kan beskou. Dit wil as dit ware ook ons trae harte in beweging bring, die wind van verandering, die vuurvlamme, ons in 'n hoër rad aanskakel, om koninkrykswerkers vir God te wees. Die Gees wil ons stop as ons te veel kla. Sê, jy kla nou onnodig. Daar's te veel dinge om voor te lewe, moenie so baie kla nie. Die Gees wil elke dag iets nuuts in ons lewe bewerk, elke dag. Ons lees in Johannes 14 vers 16 wat ons nou net gelees het. Ek wil die Vader vra dat hy vir julle 'n ander voorspraak stuur om ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Nou vanmôre wil ek fokus op 3 geskenke wat ons van die Heilige Gees ontvang. Die eerste is dat die Gees God se sagte omgee en ondersteuning is. Sy sagte omgee en ondersteuning. Tweede is, die Gees wil ons lei in die waarheid, want hy is die Gees van die waarheid. En die derde is, die Gees wil aan ons vrede gee. Nie soos die wêreld vrede gee nie, maar goddelike vrede. Nou wat is die Gees se sagte omgee en ondersteuning vir jou en my? Ek het bietjie gaan lig opsteek by 'n geestelike digter, Sheila Cousins. Sheila Cousins was in 'n verskriklike ongeluk gewees. Sy het by 'n stoof gestaan wat ontplof het en sy het heeltemal oor haar lyf brandwonde opgedoen en sy het vir jare gelei voordat sy weer, ek sal nie sê normaal was nie, maar voordat sy die lewe weer kon hanteer. Sy is gelukkig dat sy kon 82 jaar oud geword het. Maar sy skryf hierdie gedig om vir ons te wys wat sy ervaar en beleef het, glo ek, toe sy daai ontsettende pyn en wroging deurgemaak het. Sy noem die gedig die sagte sprong. Die sagte sprong. En ek lees dit graag vir ons. Dit kom wanneer dit nie verwag word nie. 'n aanraking van die verstand. Lig soos 'n veer, vlugtig maar presies. En jy dink as sy ligtheid so is, so potent, dat die aandag nog lank daarna in die indruk behou, hoe moet sy vasvat wees? Dit kom wanneer dit nie verwag word nie. Iets wat die bewussyn tot in die lewe tref. Iets soos 'n sagte sprong. Vreugde, verbasing, vreugde, herkenning. Hoe moet u vasvat dan wees? Vir my is dit asof Sheila Cousins in haar erge lyding die sagte aanraking en die omhelsing van die Heilige Gees in haar lewe ervaar. Sy verklaar nie die gedig so nie, maar ek as gelowige wil dit graag so verklaar. Dit was tog Jesus se bedoeling toe hy ook vir sy disippels wou bemoedig en vir hulle sê, ek gaan weg nou, hulle is baie hartseer, hulle is teleurgesteld, hulle is bang. Hulle het selfs gevoel dat Jesus nou hulle in die steek laat. Hulle het hom vir 'n paar jaar nou gevolg. Hulle was by hom die hele tyd en nou loop hy weg. Nou sê nee, hy gaan nou weg. Hulle voel verwerp. En tog bemoedig Jesus hulle deur vir hulle te sê dat julle gaan nie alleen agterbly nie. Ek gaan my Gees stuur om by julle te bly. En wat gaan hy doen? Hy gaan julle advokaat wees. Wat doen 'n advokaat? Die een wat help om in moeilike sake te beredder, om by 'n oplossing te kom. Hy gaan julle vertrooster wees, soos ek glo hy ook Sheila Cousins se vertrooster was. Maar hy gaan ook die lewende verbinding wees met Jesus elke dag. So,
Julle gaan nie kontak met my verloor nie. Soos Sheila Cousins sou ontdek, is die Heilige Gees 'n sagte omgee. Dis nie maar 'n luukse nie. Dis 'n noodsaaklikheid. Dis 'n noodsaaklikheid in ons nood dat ons daai sagte aanraking en omhelsing van die Heilige Gees kan ervaar as ons in 'n krisis is. Hoe kan ons vas staan in 'n wêreld waarin geloof voortdurend getoets word? Dit word al getoets op skoolvlak. En selfs voor skoolvlak baie keer, maar op skoolvlak en later na skool as jy gaan werk waar jy ook al is. In die groter wêreld waarin ons lewe. Hoe kan ons lyding, siekte, verlies, onsekerheid hanteer op ons eie? Ons het ware omgee, ware ondersteuning nodig. Ons het altyd 'n sagte stem binne in ons nodig wat sê, jy is nie alleen in hierdie krisis nie. Ek is met jou. Ek dra hierdie las saam met jou. So dis die eerste geskenk wat ek glo wat die Heilige Gees vir ons gee by Pinkster, naamlik die sagte omgee en ondersteuning. Maar 'n tweede geskenk waarby ek wil stil staan, ons kan natuurlik by baie ander ook stil staan, is dat die Gees van die waarheid is. Nou onlangs het daar die baie aangrypende maar ook ontstellende film op DStv verskyn, naamlik Nuggies. Ek weet nie of daar van u is wat dit gekyk het nie. Maar toe ek nou sien dat dit gebaseer was op die waarheid en dat dit afspeel in die omgewing van Odendaelsrus, welkom, het ek my vriend gebel wat daar groot geword het. En ek het vir hom gevra, wat sê hy vir my? Was hy bewus daarvan? Hy sê, ja, dit was voor my tyd, maar ek kan vir jou sê, dit het vir jare, was dit die gesprek gewees, wat onder die mense was, as gevolg van die trauma, wat daai 2 nuggies se dood veroorsaak het. Wat veral seer gemaak het, was dat die mense bly soek het na die waarheid. Wat het gebeur? Hoekom is daai nuggies op een dag? En hulle was, vir die wat nie weet nie, hulle was, ek dink, 12 en 13 jaar oud gewees. En hulle het die liggame gekry, maar hulle kon nie verstaan wat het daar gebeur nie. Presies nie. Uiteindelik is die tergende soeke na die waarheid na eers omtrent 17 jaar opgelos. Nou sal u vir my vra, maar wat beteken dit nou na 17 jaar om dan nou die waarheid uit te vind? Ontsettend baie. My vriend het ook vir my gesê, dit het ontsettend baie beteken, want die mense wat daai trauma in hulle gehad het, kon nou tot rus kom. Want hulle het nou 'n antwoord gekry op hulle soeke na die waarheid. Die waarheid het almal vrygemaak, wat soveel jare gelei het en wat ook vir die gemeenskap verdeel het, want daar's vingers gewys en gesê, maar as jy nie verantwoordelik is, jy nie verantwoordelik, en so het hulle aangegaan. Maar skielik kon hulle weer na mekaar omsien, kon hulle ook weer met mekaar versoen, na soveel jare van vals beskuldigings en trauma. Die waarheid is 'n ongemaklike konsep. Ons lewe vandag in 'n wêreld waarin die waarheid elke dag op soek is. Ons luister na die amptelike media, ons luister na die sosiale media en ons wonder, is dit die waarheid wat nou aan ons vertel is hierdie? Die groot vraag, wie kan ek glo? Wat kan ek glo? Moet ek hierdie medikasie gebruik of daai medikasie? Moet ek hierdie party volg of daai party? Soms bevind ons dat ons self aandadig is
om die waarheid 'n bietjie te verdraai. Soms doen ons dit om ons eie behoeftes te bevredig. Iets is baie ontstellend en maak jou seer en dan wil jy dit net 'n bietjie versag of wat ook al. Die waarheid is 'n ongemaklike konsep. Maar wie dit nastreef word bevry, want Jesus het self gesê die waarheid sal jou vrymaak. Maar hoe kan dit gebeur in ons lewens? Die Heilige Gees in ons is die gees van die waarheid. Hy is ons gewete. Hy daag ons voortdurend uit met vrae oor die waarheid. Hy vra onder andere vir jou en vir my, hoe eerlik is jy? Met jouself, maar ook met ander. Saam met ander, is jy gewillig om te verander ter wille van die waarheid? Kan jy staan vir die waarheid in 'n groep waarin jy eintlik van verskil? So die Heilige Gees nooi ons eintlik uit. Dit is die gawe wat hy het, om sy leiding te volg in ons soeke na die waarheid, selfs as dit seer maak. En die Heilige Gees wil ons herinner dat die waarheid is nie opsioneel nie. Jy kan nie of die waarheid of nie die waarheid nastreef nie. Dis die enigste pad van vryheid wat die lewe vir jou kan oopmaak vorentoe. Ek wil dan by 'n derde geskenk stil staan, en dit is dat die Heilige Gees is ook die gees van ware vrede. Ons lees in vers 27 van Johannes 14, vrede laat ek vir julle na, en my vrede gee ek vir julle. En die vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie. Die Heilige Gees is ook ons instrument van vrede. Nie soos die wêreld dit gee nie, maar soos God dit gee. Wat beteken dit as Jesus sê dat sy vrede nie die soort is wat die wêreld gee nie? Dink 'n bietjie oor die woord vrede. Vrede beteken basies die einde van 'n stryd. Dit kan 'n gemoedstryd in jou binneste wees. 'n Gemoedstryd wat vir jou wil onderkry, soos daai mense in die film Nuggies, totdat hulle die waarheid gehoor het en dan vrede kry. Dit kan 'n stryd tussen twee mense wees, in 'n huwelik, of net twee mense wat mekaar ken, of dit kan 'n stryd wees tussen groepe. Jou natuurlike reaksie in so 'n stryd is dat jy wil veg of vlug. Veg of vlug. Dit is wat die sielkundiges ook vir ons leer. En nou hoor ons byna elke dag dat daar vredesonderhandelinge is tussen Oekraïne en Rusland en tussen die Midde-Ooste en die res van die wêreld en Israel. Dit hou so 'n bietjie en dan skielik dan is dit weer weg, dan skiet hulle alweer op mekaar. So wêreldse vrede is nie standhoudend nie. Maar hoe is dit as Jesus sê sy vrede is nie so 'n vrede wat die wêreld gee nie? Ek gaan probeer om voorbeelde uit die Bybel te gebruik. Ek weet nie of my voorbeelde miskien so goed is nie. Die eerste voorbeeld is Abraham en Sara. Hulle het God se roepstem gehoor, hulle moet weggaan uit hulle geboorteland Ur en hulle moet na die land Kanaan toe gaan. Hulle doen dit. En hulle doen ook wat die Here van hulle verwag en die Here seën hulle. Hy seën hulle baie ryklik met alles wat hulle nodig het. Kos en klere en baie vee en so meer. En hulle kry ook 'n goeie aansien in die omgewing waar hulle bly. Maar daar bly een ding kort. Hulle het nie kinders nie. En dit was inderwaarheid God se belofte dat hulle geseën sou wees met kinders. En so moet hulle vir jare lank
met hierdie wroging in hulle binneste lewe, gaan ons nou sterf sonder kinders, en dan op hulle ou dag, dan antwoord die Here wel, en gee vir hulle kinders. So kry hulle vrede in hulle harte, nadat God op 'n vreemde, buitengewone manier vir hulle kinders gee, toe hulle oud was, toe ander mense nie meer kan kinders hê nie. Dis God se manier. Vrede wat die wêreld nie kan gee nie. Tweede voorbeeld is koning Dawid. Nou, toe hy jong man was, toe was daar baie onvrede in die land as gevolg van koning Saul, want koning Saul was hulle eerste koning, maar hy het gedoen wat nie die wil van die Here was nie, hy het mense gaan doodmaak, nie. En daaroor was, hy het sy sonde bely, maar daaroor was die Here nie gelukkig nie. En die Here het besluit daar met 'n ander koning kom. En hy stuur die profeet Samuel na 'n klein dorpie met naam Bethlehem, om daar 'n bekende leier daar, sekere boer, Isaai, wat baie kinders gehad het, om daar uit een van Isaai se kinders 'n koning te verkies, 'n nuwe koning. Hy sê vir Isaai, bring al die seuns, laat hulle by my verbyloop, en dan sal ek sê watter een die Here wil hê. Die Here het nie een van daai seuns gekies nie. Hy sê toe vir hom, het jy nog kinders? Ja, ander een daar in die veld, hy's nog jonk, hy pas die skape op. Sê, gaan roep hom. Die kleinste, die jongste, word gekies as die koning deur die Here. Hy was nie volmaak nie. Hy het baie foute begaan, maar hy was 'n besondere koning. In sy tyd het die koninkryk van Israel so uitgebrei soos nog nooit nie. Daar was vrede in die land. Hulle het oorlog gemaak, maar daar was vrede in die land. En hy was ook 'n godsdienstleier. Ons weet hoe hy graag die ark wou na Jerusalem bring, hoe hy daar 'n tempel wou bou. Ons weet ook van die psalms wat hy geskryf het. God se vrede is nie ons vrede nie. Hy weet wat hy doen. En dan Jesus. Vir eeue word Jesus voorspel. Word die verlosser koning voorspel. Maar onverwags, een aand, verskyn 'n engelekoor in die hemel. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Die Jesuskind word gebore as die verlosser koning. Nie in 'n paleis nie, nie met groot fanfare nie, eenvoudig. Jesus se lewenspad sou gekenmerk wees deur swaar kry en lyding en vernedering. Maar uiteindelik sterf hy 'n aaklige kruisdood. Maar 1 Korintiërs 1 vers 23 tot 24 lees ons dat sy kruisdood vir die Jode 'n aanstoot en 'n struikelblok sou wees, maar vir die gelowiges in hom, die Christene, die wysheid van God. Gelowiges weet dat die kruis juis noodsaaklik sou wees om versoening tussen God en mens en tussen die verskillende mense op aarde en vrede op aarde te bewerk. Geliefdes, ek het probeer om vanmôre vir u te sê dat met Pinkster kry ons 'n geweldige groot geskenk. Die Gees se sagte omgee en steun in ons nood. Die Gees wat ons lei en ons soek na die waarheid. En die Gees wat ons elke dag ware vrede in onsself, met ons medemens en met God wil verseker.
vraag is, hoe bewus is ek en jy van die Heilige Gees in ons lewe? Hoe laat ons die Heilige Gees toe om in ons en deur ons te werk elke dag? Hoe laat ons die Heilige Gees toe, sodat daar vlamme van energie en lewe kan kom elke dag? Amen. Ek vra nou dat ons sal staan vir die geloofsbelijdenis. Kom ons sê dit hardop. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, en wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, sterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, en wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Kom ons bly net staan en dan sing ons die lied op berge en in dale. Nou geleentheid vir die offergawe.
Ons buig ons hoofde in aanbidding. Liefdevolle Heer, ons dankie vir hierdie gawe wat ons kan bring in U diens. Ons vra dat U dit sal gebruik, Here, om U koninkryk uit te brei. Ons dankie vir hierdie gemeente. Ons dankie vir al die werksaamhede van die gemeente. En ons bid dat U dit ryklik mag seën, Here. Ons vra dat U ook met ons sal wees, elkeen in hierdie week, en dat ons vir U getuies sal wees. Ons vra dit in die heilige naam. Amen. Ons sing nou staande ons lofsang, Liedboek 478, verse 1 en 2. Op vaste fondamente het God sy kerk gebou, en dan bly U staan, ook vir die uitspreek van die seën. Op vaste fondamente het God sy kerk gebou. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Vrede vir julle en liefde en geloof van God die Vader en die Here Jesus Christus. Genade bly met elkeen wat deel in die onverganklike liefde van die Here Jesus Christus en die nabyheid van die Heilige Gees.